Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, welkom by Straatwys. Nou die aand sit ons kyk 'n movie en skielik sê iemand, want daai ou speel altyd die baddie. En dis waar, nou, party mense pas net in sekere rolle. Kyk byvoorbeeld vir Rowan Atkinson en Mr. Bean. Ek probeer hom bietjie imagine in 'n intense romantiese drama saam met Meryl Streep. Jy gaan struggle om dit reg te kry, want jou brein connect hom met daai awkward ou, daai chaos en komedie. Hy is Mr. Bean in ons koppe. Maar miskien is dit hoekom ons so baie van films hou, want dis eintlik stories oor mense. Dis stories oor die lewe en die rolle op die skerm herinner ons aan die rolle wat ek en jy elke dag speel. Nie almal kan die hero wees nie. Iemand moet die villain wees. Iemand moet die grapmaker wees. Iemand moet die koffie bedien in die agtergrond en iemand moet die butler wees. Want as almal net die superheroes was, sou daai film actually nêrens heen gegaan het nie en daar sou nie 'n storie gewees nie. En dis dieselfde met die lewe. Partykeer kyk jy na jou eie storie en jy wonder, hoekom voel dit of ek altyd die klein rolletjies kry? Hoekom lyk dit of ander mense raak gesien word? Hoekom voel dit of ek net survive? Want baie van ons rolle begin nie by die glamour nie. Dis nie die Oscar oomblikke nie. Dis die werk by McDonald's agter die toonbank en in call centers en random advertensies, harde werk en meeste van die tyd oorlewing. En baie Hollywood stories van daai groot akteurs begin agter hierdie toonbanke en in klein woonstelletjies voordat daar ooit regtig 'n rooi tapuit is. En eerlik, dis nie altyd mooi of inspirational wanneer jy daar in daai tye is nie. Dis maklik vir motivational gurus om vir ons almal te sê, dream bigger en manifesteer jou destiny, maar partykeer vat jy werk wat beskikbaar is, omdat dit die huur betaal vir nou. Partykeer speel jy 'n kleiner rol, net om deur die maand te kom. En hier is iets wat mense nie altyd wil erken nie. Die wêreld werk ook met connections, met kliks, met netwerke. Mense kies mekaar en rolle word vir jou uitgerol en sekere deure gaan makliker oop vir sekere mense as jy die regte mense ken. Dis nie altyd omdat jy talentloos is dat jy nie die rolle kry waarna jy smag nie. En daai waarheid moet jou eintlik bevry. Want dalk is jy nie minder nie, dalk is jy net in 'n ander scene van die movie. Kyk byvoorbeeld na Jesus se verhaal. As die wêreld die skrip moes geskryf het vir die seun van God, sou hy seker in 'n paleis gearriveer het met wagte en goud en 'n groot fanfare. Maar hy word gebore in 'n stal, die seun van 'n skrynwerker. Hy loop saam met vissermanne en hy was mense se voete. Hy gee waarde aan tollenaars en straatvrouens en gewone mense wat soos niks gevoel het nie. En tog het hy die wêreld verander. Want waarde lê nie altyd in die spotlight nie. Soms lê dit in hoe jy die klein rolletjies speel. Selfs die extras in 'n film maak die hele wêreld daarvan en die hele scene believable. Daai twee mense wat stil agter in die koffiewinkel sit en 'n koffietjie drink, hulle maak die scenes lewe kry. So miskien voel jy vandag so klein bietjie overlooked. Miskien voel jy of niemand plek maak vir jou talent nie. Miskien voel jy's gemaak vir meer, maar die lewe gee jou nou net hierdie rolletjies wat jy nou moet speel. So dalk moet jy rustig word, want jy hoef nie altyd die hero te wees om betekenis te hê nie. Speel die rol wat jy vandag voor jou het met dignity, met waarde, met hart en tot die beste van jou vermoë. Maar partykeer verander die mense wat die wêreld die minste raak sien, juis die hele storie op die ou einde. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.